Ons is steeds besig, broeders en susters, met ons hele reeks prediking oor die lig vir die wêreld. En ons is besig met die tydperk tussen ons Here Jesus Christus se opstanding uit die dood en dan sy hemelvaart wat ons ook binnekort gaan vier. Nou, ons gaan vanoggend weer lees uit Johannes 21. Net so 'n bietjie agtergrond. Jesus is saam met sy disippels by die see van Tiberias of die see van Galilea. Hulle het hierdie wonderlike visvangs gehad. Maar as groot herder tree hy daarna ook in gesprek met sy disippels. Hy het baie belangrike, kom ons sê, van die laaste dinge om vir hulle te sê, om dinge met hulle te deel, dinge deur te praat. Want hierdie disippels van hom moet na hemelvaart die leiding neem in die kerk van ons Here Jesus Christus. Kom ons lees vanoggend uit Johannes 21. Ons gaan lees vanaf vers 15 tot 25. En ons teksverse is daardie baie belangrike woorde van ons Here Jesus aan Petrus. Hy het nie net vir Petrus gesê, volg my nie, maar hy het vir Petrus gesê, volg jy my. Volg jy my. Kom ons lees vanaf vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het, Here, wie is U verraaier? Toe Petrus hom dan sien, is nou vir Johannes, vra Petrus vir Jesus, Here, en wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my? Die gerug het onder die broers versprei dat daardie disippels nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel. Johannes praat nou hier van homself, Johannes wat hierdie evangelie skryf. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is.
Daar's nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Teksverse uit vers 22, die Here se woorde vir Petrus: volg jy my. Liewe broeders en susters en kinders, weet jy, vir Petrus het die dood van ons Here Jesus Christus, maar ook sy opstanding uit die dood, enorm baie beteken vir sy eie persoonlike lewe. Ons onthou 'n bietjie, dit was hy wat sy Here kort voor sy kruisiging 3 maal verloon het. Maar wat het daarna gebeur? Na Jesus se opstanding gaan soek hy persoonlik weer vir Petrus op. Daar was 'n gesprek tussen die opgestane Here Jesus en hierdie disipel van hom. Wat daar gesê is, weet ons nie. Ons weet dat dit wat in daardie donker nag voor Jesus Christus se kruisiging gebeur het, Petrus se verloning vir hom, dat dit hom vergewe is. En daarna het ons Here Jesus Christus vir Petrus in die openbaar ten aanskoue van al die ander disippels weer herstel. 3 maal het Petrus uit die mond van die opgestane Here Jesus gehoor: gaan jy en gaan sorg vir my kerk, vir my lammers en my skape. Weet jy, ons sien hierin iets, broeders en susters, van die geweldige krag. Ons sien hierin iets van die geweldige vrug van ons Here Jesus Christus se dood en opstanding. Dit bring in mense se lewens hierdie wonderlike lig van sondevergewing. Dit bring in mense se lewens die helder lig van 'n nuwe lewe in Jesus Christus. En Petrus was 'n voorbeeld daarvan. Weet jy, ek vertrou ook dat dit met jou ook so is. Die lig van skuldvergewing, van 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Maar broeders en susters, Petrus se herstel het nie beteken dat alles van toe af vir hom net maanskyn en rose sou wees nie. Verseker nie. Van Petrus sou daar in sy verdere lewe geweldige volharding gevra word in die geloof. In sy bedieningswerk in die kerke van ons Here Jesus Christus sou Petrus nog met groot vraagstukke te doen kry, met probleme te doen kry. Maar ook die duiwel en sy magte sou hom nie uitlos nie. Sou hom ook nie uitlos as 'n draer en 'n verkondiger van die opgestane Here Jesus nie. En ons Here Jesus het dit geweet. En weet jy, omdat hy ook vir Petrus geken het, vir Petrus in sy sterkpunte, maar ook in sy swakpunte, het hy as ons goeie herder verder met Petrus gepraat. Het hy nog tyd aan Petrus spandeer
Want hy het geweet wat kom. Nou Petrus moes uit die mond van die Here hierdie woorde aanhoor. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Wow. Petrus moet uit die mond van die Here hoor dat hy in sy ouderdom gaan swaar kry. Oor wat ons Here Jesus Christus presies bedoel het, broeders en susters, weet jy, daaroor het skrifverklaarders nog altyd baie kop gekrap. Maar Johannes help ons 'n bietjie met sy opmerking dat Jesus deur hierdie woorde aangedui het deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Dit help ons in 'n bepaalde rigting. Weet jy, dit word redelik aanvaar dat die woorde van die Here om jou hande uit te steek, dat dit verstaan moet word as 'n verwysing na 'n kruisdood. 'n Kruiseling se arms is uitgestrek en hy is aan die dwarsbalk van die kruis vasgemaak, vasgespyker. En hierdie woorde van die Here aan Petrus sou dan beteken dat hy in sy jong dae en sy jeug kon beweeg net waar hy wil, maar dat hy op sy ou dag beperk sou word deur martelaarskap en uiteindelike kruisiging. So sou hy vir Jesus volg en met sy dood God verheerlik. Nou weet jy, daar is 'n baie sterk oorlewering. Kom ek sê dadelik, dis nie iets wat in die Bybel staan nie. 'n Oorlewering tussen Christene. Dat Petrus inderdaad later gekruisig is. Maar die oorlewering sê ook dat Petrus gevra het om nie so sy Here gekruisig te word nie, maar om met sy kop na onder gekruisig te word, want het hy gesê, ek is nie waardig om soos my Here gekruisig te word nie. Petrus sou dus in die toekoms moes ly, vervolging deurmaak en na alle waarskynlikheid 'n kruisdood sterf. Weet jy, ons Here Jesus het dit vir Petrus gesê, sodat hy dit vooraf kon weet, sodat hy gewaarsku kon wees. Die Here het dit vir hom gesê, sodat wanneer die swaar kry in sy lewe moet kom, hy nie moet skrik nie. Hy moet hom nie laat struikel om weer sy Here te verloon nie. Die Here het dit vir hom gesê om in groot toewyding sy Here te bly volg, al bring dit in sy lewe swaar kry en lyding. As die Here daarom
vir Petrus sê, volg my, dan is dit as ware 'n rigtingwyser vir Petrus vir sy verdere lewe. Petrus, volg my, bly my net volg, te midde van wat daar ook al in jou lewe mag gebeur. Om vir Jesus Christus te volg, broeders en susters, vra inderdaad offers. Die Bybel is vol daarvan. Om vir Jesus Christus te volg, vra dikwels geweldige groot offers. Selfs lyding ter wille van hom. Dit kan selfs 'n mens se lewe van jou vra. Weet jy, dit is iets wat die Bybel vir ons oor en oor sê. Jy kan maar gerus in hierdie week gaan lees bietjie Petrus se latere brief wat hy geskryf het aan die vervolgde kerk van die Here. Hoor hoe praat hy oor hierdie dinge. In die wêreld van vandag, in jou en my wêreld, hoor ons ook al meer en meer van Christene wat hierdie pad moet loop. En dit omdat hulle vir Jesus Christus liefhet. Omdat hulle hom volg en bly volg. En as ons hoor ons mede broeders en susters swaar kry ter wille van hulle geloof, dan ruk dit ons in die hart. Ons bid vir hulle. Ons dink aan hulle. Van die navolging van Jesus Christus vra dikwels 'n duur prys in jou lewe. Weet jy, toe Jesus se woorde by Petrus begin insink het, want ek dink dit was, dit moes hom geslaan het, moes hom getref het. Sien Petrus vir Johannes. Hy was ook besig om Jesus Christus te volg. Hy sien vir Johannes, en nou, weet jy hoe die Bybel oor Johannes praat, dis die lieflingsdisipel. Deel van die binnekring van die disippels, met wie ons Here Jesus baie nou saam geleef het. Petrus sien vir Johannes, was 'n boesemvriend van hom. En dan vra Petrus vir die Here, Here, het nou met my gepraat. Maar wat van hom? Wat van hierdie lieflingsdisipel van u? Petrus het waarskynlik in sy kop geredeneer. As ek dan moet sterf ter wille van my geloof, as ek moet sterf in navolging van u, Here, waarom nie Johannes ook nie? Het hy dalk 'n baie makliker pad as ek? En as hy 'n makliker pad het, hoekom? Waarom kies u vir hom 'n ander pad as wat u vir my kies? Hy's tog ook 'n disipel van u, net soos ek. Ai ou Petrus. En ons sien onsself so duidelik in jou. Ons hoor mos onsself as Petrus so praat.
En wat antwoord Jesus hom? Redelik ferm. Sê Jesus vir hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, dis nou Johannes, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Die Here sê vir Petrus, dis 'n saak tussen my en hom. Tussen my en Johannes. En dit is dan, broeders en susters, wat die opgestane Here Jesus Christus vir Petrus sê, volg jy my. Volg jy my. Dit gesien is die tweede keer dat ons Here Jesus vir Petrus sê, volg my. Maar hierdie tweede keer wat hy dit vir hom sê, is dit baie meer persoonlik. Volg jy my, Petrus? Weet jy, ons Here se bedoeling met hierdie woorde is, Petrus, bly jy my net volg. Ongeag wat gebeur. Ongeag wat daar ook al in jou lewe kom. Hy sê vir Petrus, Petrus, los nou eers die ander mense. Gaan jy en konsentreer daarop om 'n maksimum getuie vir my te wees. Gaan jy en gaan konsentreer voluit daarop om 'n ware navolger van my te wees. Laat die ander eenkant Petrus. Laat dit aan God oor. Hy weet wat hy doen. Volg jy my. Weet jy, broeders en susters, God roep my en jou ook elkeen persoonlik. Volg jy my. En weet jy, dit is net jy en ek wat op ons roeping kan antwoord. Ander mense kan nie ons roeping vir ons vervul nie. Nie jou ouers nie, nie die res van die gemeente kan jou roeping deur die Here vervul nie. Ook die leiers in ons land, almal, kan nie ons roeping vervul nie. Ja, hulle kan vir ons bid. Hulle kan ons help in die vervulling van ons roeping. Maar hulle kan dit nie vir ons doen nie. Ek en jy moet persoonlik met ons lewe, daar waar die Here ons plaas, in die omstandighede van ons lewe, moet ons antwoord op die roepstem van die opgestane Here Jesus. Volg jy my. Weet jy, ons versaak dalk dikwels ons roeping deur soos Petrus na ander mense te kyk. Veral broeders en susters, as dit met hulle, daai ander mense, makliker en beter gaan as wat dit met ons gaan. Ons val dan so maklik ook vas in daardie vraag. Waarom het hulle dit soveel makliker as ek? Ons sê in ons harte, maar hulle werk nie waar ek werk nie.
Hulle het nie met die mense te doen waarmee ek elke dag te doen het en waarin ek 'n disipel van Jesus Christus moet wees nie. Ons sê dalk, hulle dra nie die pakkie wat ek moet dra nie. Dan kyk ons jaloers na hulle. En dan vergeet ons dat die Here ons roep om daar waar hy ons plaas en in ons bepaalde omstandighede om hom daar te volg. Om daar elke dag agter hom aan te leef. Volg jy my? En onthou, broeders en susters, hou bietjie wie dit sê. Dink as u hierdie woorde hoor elke keer daaraan dat dit die opgestane Here Jesus Christus is wat hierdie woorde sê. Dis hy wat deur sy Gees in ons woon en in ons werk. Dis hy wat deur die krag van sy Gees in ons en deur ons baie meer kan doen as wat ons kan indink of wat ons van die Here kan bid, so sê Paulus. Paulus sê later vir die Korintiërs, hy sê vir hulle, as hy praat oor die opstanding van Jesus Christus en die geweldige betekenis daarvan en die krag wat dit in ons lewe bring, dan sê hy vir die Korintiërs, daarom my liewe broer, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here. En dan sê hy, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Nie te vergeefs is nie. Daarom vanoggend ook die woorde van die opgestane Here Jesus aan jou en aan my, die persoonlike woorde. Volg jy my? Bly my volg. Elke dag van jou lewe. Amen. Ons hemelse Vader, U is die God wat roep, wat uit die dood roep tot die lewe. Ons hoor en ons weet, Here, dat U ons elkeen ook persoonlik roep en sê, volg jy my? Here, U het soveel in ons lewe gedoen en doen steeds. U oorspoel ons met genade op genade. Ons ken die nuwe lewe wat U vir ons in Jesus Christus gegee het. Ons het die krag van U Gees in ons lewe. Geef vir ons 'n skerp fokus in ons lewe om U te volg waar U ons plaas en in watter omstandighede. Mag dit duidelik gesien en gehoor word. Ons ken vir Jesus Christus ons Here. Ons volg hom. Vader, maak ons tog hierin sterk, sodat
sodat U verheerlik kan word deur ons hele lewe. Wil U ons as Christen in ons land ook meer en meer vervul met hierdie roepingsbesef. Mag ons hierdie week ook elke dag opstaan en weet ons het 'n roeping van die opgestane Here Jesus. Mag ons gefokus bly. Mag ons nooit twyfel dat U ons hierin alleen sal laat nie. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.